Yes, Arno, jy het flippend oornag jonk geword. Dit is asof Dubai vir jou goed gedoen het. Sure. Ek kan nogal imagine Ja, dat Arno so gelyk het in sy jonger dae. hy het obviously het hy in Ja, sy jonger dae bietjie jonger gelyk, ja. hy het nie so suksesvol geraak op Brains nie, ek is seker. Ek Ja, gaan kyk, hy ek kan gaan, sing in vreemde lande. ek gaan later betaal vir daai comment. Brendan Piper. Sê my net gou, pronounce ek jou naam korrek? Brendan Piper. Ja, Brendan Piper. Fantasties. Nou, jy weet wat almal op hierdie stadium wil weet. Ons wil weet hoe op aarde jy jou foon verloor op 'n jetski in Dubai. Vertel ons meer. Yes, ek kan dit eintlik nog steeds nie glo nie, maar ja, soos ek sê, dis 'n materialistiese ding, maar ons was op die jetski gewees en een van my pelle, wel Ara wat in my band byspeel, hy kom van voor af met sy jetski en hy jaag verby my en toe hy net verby my is, toe draai hy weg en toe spat daai golf my amper van my jetski af en my foon het net verdwyn in die val. So ek het 'n stuk gesien waar hy deur die lug vlieg en toe was hy net te ver vir my om in te duik en ja, toe sy ongelukkig nou onder toe. Sê my gou, ek gaan nou die mees klisjéste vraag vra. Wat se tipe foon was dit? Dit was 'n iPhone, ek dink dit was 'n 14, iPhone 14, ek kan nie onthou nie, maar ek het nou maar 'n nuwe foon gaan koop. So dis daarom baie goedkoper as in Suid-Afrika. Ja, want kyk, ja, jy is daar amper waar die fone vervaardig word. Dis nie te ver weg nie. Nee, glad nie. Ek het nou myself nou eers weer gepin, laat ek net gou hier vir myself gefiks. As hy. Nou sê my gou, jy was nou onlangs, ek het nou want toe ek nou uitvind, okay, ek gaan nou uiteindelik my beurt kry om ook 'n bietjie met jou te chat. En ons gaan by Afrikaans is lekker uitkom. Toe ek nou net gaan kyk, wat was jy nou die laaste tyd mee besig en ek weet jy was onlangs op die groot ontbyt. Wil jy ons 'n bietjie vertel van jou nuwe single? Wat jy daar blootgestel het. Is dit Brand? Ja, Ek sien jy hou nogal van die single woord benaming vir jou songs. Is dit iets wat jy kies of is dit maar net hoe dinge uitwerk? dis maar net die dinge uitgewerk hier die laaste ruk. Jy weet, ek is nie die eerste ou wat dit sê nie, nou begin ek het ook agterkom. Daar's niks om So, met ja, ek weet nie wat sou mens anders die song anders genoem het nie, of jy weet as mense kyk na kyk se naam en Ja, as jy kyk na kyk se naam en as jy byvoorbeeld Madeleine. daar's niks anders wat jy regtig die song kan noem nie. So dit eindig maar net elke keer so op. Ja. Ek het ons het 'n baie cool game gehad op Oujaarsaand. Ons het ek is in Melbourne, hier in Australië en my beste pel. Ons ry toe na hulle toe om te gaan kuier daardie naweek. En ons besluit om 'n game te speel op Oujaarsaand en elke een van ons, ek, my vrou Regard en Geraldine wat Regard se vrou is, kry 'n beurt om 'n sang te kies. En Geraldine kies toe op die ou end is dit Everest. En ek sing daai liedjie so lekker saam en is so cool sang en dis toevallig die eerste keer wat ek hom hoor. En in my kop voel ek die hele tyd ek sing oor die fort, die Everest, die kar. Ja, die Fort Everest. Ja. Maar toe ek op die ou end gaan kyk, jy sing actually oor die berg. Ja, Ja. eerlik. Maar As ek oor die kar gesing het, sou ek gesing het klim in jou Everest. presies dit. Maar ek meen ek het vir maande daai sang gesing asof jy hierdie girl wegjaag of iets wat nou Everest moet gaan klim. Ek meen, maar ek het lekker sang gesing. Ek gaan vir jou jokkie. Ek is bly. Hoe voel jy? Dit is daarom nog 'n ou song, so Ja, maar nog steeds, dis 'n goeie sang. En jy sal sien Madeleine het ek actually gebruik in van die promotions wat ons vir jou gedoen het vir hierdie hele toer. So toe die promotion beplanning en al daai goed begin het, toe het ek uitgereik na almal toe wat betrokke is, byvoorbeeld Lisa Enriquez en Elandrey en so en ek het videoklips van almal af gekry wat sê het jy al opgesign op Osee? En dan in die net voor hulle dit sê, speel ek 'n snippet van die song. Ek het ongelukkig niks van jou gekry nie want ek het niks vir jou gevra nie. Maar ek het nog steeds jou snippet ingesit en die oomblik wat jy moes praat,
toe kom ek aan. En toe sê ek wel, Okay. ek is nou nie Brendan nie, maar ja, hier is die hier is die kompetisie en ons gee so 'n paar free tickets weg vir die show en so. En ja, hulle het dit nogal baie geniet, maar hoe voel jy hoe dat daar so baie aanvraag is vir julle musiek in daai kant van die wêreld, in die noordelike halfrond? Kyk, ja, dis baie cool om te weet dat die mense is wat jou musiek wil kom luister. En vir ons is dit lekker om jy weet dit na hulle toe te kan bring in plaas van dat hulle dit moet kom soek terug in die plek wat hulle verlaat het. So ja, vir ons is dit 'n baie cool experience en ek dink dis 'n definitiewe give and take. Ek dink as jy daai mense gaan vra wat is vir hulle die beste, as jy vir ons gaan vra wat is die beste deel hiervan, is definitief om 'n nuwe land te sien en vir hulle is dit om ons musiek live te sien. So dit is definitief jy weet 'n give and take relationship en ja, ons almal kry 'n waardevolle experience uit dit uit. Ek kan vir jou vertel, ek sê dieselfde ding altyd. Ek het gesê vir Landry, ek het gesê vir François toe hy nou die dag hier in Sydney was, dat die hele musiek bring vir ons bietjie nader aan die huis. Want ons is nie meer daar nie. Ons is nie, selfs terwyl ek al was ek nie altyd so up to date met wat aangegaan het in die Afrikaanse musiekwêreld nie. Dis eers toe ek hier geland het wat daar 'n verlange in my begin stuur het om te gaan soek. En ek dink dis nie net ek nie. Ek het gevoel dis uniek. Dit is nie. Almal gaan deur daai fase waar hulle is in 'n vreemde land. Hulle is omring deur ander Suid-Afrikaners. Hulle het elke naweek 'n ander braai by iemand wat hulle nie ken nie, maar binne hulle self voel hulle nog steeds alleen. En die eerste ding, en ek dink dis 'n menslike ding om uit te reik na musiek, want musiek is so oud soos die eeue self. So hulle reik uit na musiek en hulle gaan terug na Afrikaanse musiek. En in baie situasies het hulle nooit Afrikaans eens geluister terwyl hulle in Suid-Afrika was nie. En ek vind dit verskriklik fascinerend, want op die einde van die dag is Afrikaanse musiek deel van ons kultuur en dit vat ons daai klein stapie nader terug huis toe. En Seker. ek onthou ons het gery Oka na ons vriende toe en my vrou het vir my gesê maar jy moet hierdie Afrikaanse musiek luister. En ek was toe gefassineerd met een of ander song wat ek geluister het, een of ander Amerikaanse song. En sy speel toe vir my Joe Black, maar ek was onmiddellik hook, onmiddellik. En ek wou net meer hoor en daarvan af het dit net geeskaleer. Op die einde van die dag het Oorsee ontstaan. Nou Oorsee het nie 100% ontstaan direk uit die nood vir Afrikaanse musiek nie, maar dit het definitief 'n groot rol gespeel in die motivering om iets te gaan bou vir Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon. Maar ek wil weer hoor en ons gaan nie nog lank praat nie want ek weet julle is daar, julle is op vakansie en binnekort het julle 'n show. Is daar enige planne om bietjie meer aktief te raak in die buiteland in terme van wat jou musiek kan betref? Want Suid-Afrika, ek sê altyd South Africa is not just a country, it's a people. En ons weet Suid-Afrika, daar is dinge aan die gang in die wêreld en baie Suid-Afrikaners is besig om hulle self bevestig in die buiteland, maar deur dit te doen is hulle nie noodwendig besig om hulle Suid-Afrikaanskap van ontslae te raak. Hulle hou nog steeds Afrikaans praat, hulle hou nog steeds aan om hulle kultuur te beoefen. Het julle enige planne om verder uit te brei om meer musiek in die buiteland te promote? Wat is jou planne vir die toekoms? Ja, kyk, die laaste geleentheid waar ons begin gesels het by Select was om 'n collab te doen met 'n Amerikaanse band, The Strike. So dit is iets wat in die pipeline is wat ons net moet manage op 'n manier van jy weet wanneer vat jy af en wanneer hou jy dit rustig, wanneer kan jy oorsee gaan. So ons moet by hierdie ouens uitkom en ons moet saam om 'n tafel sit en skryf. En ja, ek was nog nooit iemand wat my loopbaan forceer het in 'n rigting in, jy weet ek wil meer en ek wil alles en ek wil dit en ek wil dat nie. Ek glo die Here het my geseën met die talent om te sing en hoe meer ek tyd en effort in dit insit en
Hoe meer ek go with the flow en dit wat hy oor my pad stuur, hoe meer gebeur die great dinge, hoe meer gebeur die magic. So ek vertrou 100% dat hy my loopbaan lei en dat hy dit sal, die deure sal laat oopgaan waar dit moet oopgaan. Daar's baie ouens wat pressure sit op die bedryf en hulle wil dit en hulle wil so famous wees en hulle wil 'n sekere level bereik in die musiekbedryf wat eintlik daar's vir my altyd 'n ding rondom as jy te hard probeer en as jy te hard pressure en as jy te veel te vinnig en ja, elke fase waardeur jy gaan, voel ek is daar vir 'n rede en berei jou voor vir die groot level. En ja, ek is nou net ek lewe in die oomblik, ek lewe met die geleenthede wat nou in my vizier is en op my pad is en dit hou my in die gang en dit fuel my en dit charge my battery. So ja, ons is baie dankbaar vir die mense wat luister en uitkom en ondersteun. Jy weet, dit is wat dit maak op die einde van die dag. Dis baie goed gesê. En ek moet sê ons is opgewonde oor 'n internasionale collab. Dis iets wat meer en meer Suid-Afrikaners doen. En ek weet selfs die Landry in sy nuwe album het hy bietjie meer internasionaal gegaan as ek dit nou so mag stel. Ek weet nie of ek in die moeilikheid gaan kom met daai comment nie. Maar nou ja. Ja nee, verseker. Mense kan hoor dit is want dis waarvan ek praat. Iemand wat gaan eksperimenteer in daai rigting en dit is nie iemand wat te vinnig te veel te hard probeer nie en ek dink die Landry doen dit reg. Hy het ook definitief meer talent as meeste van die ouens in Amerika, sou ek sê. Baie unieke stem. So ja, ek dink definitief hy's nog jong. Hy is ook vol lewe en hy is lus vir die bedryf. Hy het sy hare afgesny het. Ja, hy se hare afgesny. Ek vat maar 'n swing. Brendan, baie dankie vir jou tyd. Geniet jou Dubai trippie. Ons het nog so 'n paar kaartjies wat ons weggee en geniet Amsterdam. Amsterdam alleen weet ek is regtig amazing. En Arno, jy lyk verskriklik goed. Ek weet nie hoe Dis warm. Ja, hier sit ons langs die swembad. Ek verstaan nie hoekom jy nie in dit is nie. Anyway. Want ek het nou 'n foon in my hand, ek kan nie weer 'n foon in die water laat staan nie. Het jy al aangesluit oor see? Dis die maklikste manier om met jou mense te connect in die buiteland. Brendan, baie dankie. Jy was amazing. Ek hoop regtig julle show is 'n sukses en ek hoop jy kan ten minste 'n bietjie van 'n stage dive doen. Dankie Steven. Ek hoop ook so. Great. Lekker dag verder. Dankie Brendan. Yes, bye.